Goeiedag en baie welkom by hierdie week se kort videoetjie. Hierdie Sondag gister het ons Lukas 17 gelees vers 1 tot 10 wat Jesus praat oor disippelskap en dan spesifiek die rol van geloof. Nadat die apostels hom gevra het, gee ons meer geloof. Nou ek wonder of ek dink baie min mense sal onthou hoe ons in die begin kon inskakel met die internet. Dit was deur telefoonlyne. En dan gewoonlik was daar 'n dial-up soos hulle dit genoem het en dan jy lang tyd gewag en dan het jy nou op die internet gekom en dan kon jy bietjie goed kyk op die internet. En toe kom die telefoonlyne en toe gaan dit deur golwe, né? Toe die netwerke ensovoorts en fiber se verbinding was fantasties want dan het jy die heeltyd verbinding en jou verbinding is goed en nou is dit ook LTE. Maar die wonder van die internetverbinding is dat hoe breër die band is, hoe meer is die spoed van die internetverbinding, hoe meer data kan gaan en hoe meer data kan weer gestuur word. Maar hoe nader die band is, hoe smaller die band is, hoe minder data kan gaan en dan is die spoed ook minder. En ek wonder of ons iets van hierdie beeld kan gebruik met geloof. Jesus praat in Lukas 17 vers 1 tot by vers 4, praat hy oor twee goed wat die disippels moet doen. Die eerste een is, hulle moet besop om 'n struikelblok te wees vir ander, wat wil glo, of wat geloof het in God, dat ek nie op een of ander manier optree, om 'n persoon of 'n disipel van Jesus afvallig te maak van hom nie, laat wegdraai van hom, of opstandig maak, of kwaad maak, of ongelowig maak. Ons moenie 'n struikelblok wees nie, want die een wat so 'n struikelblok is vir God 'n groot probleem, want die Here wil nie hê een van sy kinders, een van sy disipels moet verlore raak of weggaan nie. So ons moet versigtig wees om 'n struikelblok te wees vir iemand anders. Die tweede ding wat Jesus noem is vergifnis. Hy sê, jy moet jou broer of jou suster of iemand wat na jou toe kom en om vergifnis vra as hy iets verkeerd gedoen het, vergewe. En al doen so iemand 7 keer per dag. Hy kom 7 keer per dag terug en hy vra om vergifnis, moet jy hom vergewe, want dit is hoe die Here is. Die Here sal vergewe as iemand vir hom vra, en iemand dit versoek. En die disipels sê toe, Here, dit is bietjie moeilik om hierdie goed is baie moeilik, om u volgeling te wees, om aan u koninkryk deel te neem en gehoorsaam te wees aan u, gee ons tog meer geloof. Ek dink, in 'n sekere sin vra die disipels, Here, ons is gewillig, maar ons data is te min, ons data konneksie is bietjie swak. Ons weet nie of ons hierdie ding sal kan volhou nie. Ons sal bybly nie. En Jesus praat toe van geloof en hy sê, as jy net geloof so groot as 'n mosterdsaadjie het, dan sal jy vir die wingerdboom kan sê, lig jy op en gaan plant jy in die see en hierdie wingerdboom, hierdie boom, wilde vye boom sal gehoorsaam wees aan jou as jy net 'n bietjie geloof het. So ek dink as ons nou die beeld van die internet kan gebruik, Jesus sê, as jou verbinding met die Here goed genoeg is, en jy ken hom, en jy verstaan dat God die onmoontlike kan moontlik maak, dan is die Here God die verskaffer van die internet. Die internet kom van hom af, maar jou verbinding moet baie goed wees, en die verbinding is deur Jesus Christus. Jesus is ons verbinding met die Here God, maar jou hart, jou verbinding met Jesus moet sterk wees. Dit moet 'n goeie verbinding wees, 'n stabiele verbinding. Amper soos fiber kan 'n mens maar sê, as die fiberlyne nie iewers afgebreek word of uitgegrawe word nie. Maar daai verbinding met Jesus moet stabiel wees. En daar's maniere wat ons verbinding met Jesus kan versterk. Ons doen belydenis van ons geloof, ons kom saam met medegelowiges bymekaar om ons verbinding aan Jesus te versterk deur in die gereformeerde kerke die sakramente te gebruik, dis die doop en die nagmaal, en ons neem deel aan uitreike ensovoorts, ons neem deel van 'n selgroep, so word ons verbinding met Jesus versterk. Maar ook persoonlike verbinding, sê Here, ek is so ernstig om U na te volg, dat ek regtig geen struikelblok vir iemand anders sal wees nie. Daarom gaan ek nie dit of dit in my lewe doen nie, sodat iemand anders nie dalk tot 'n val kom nie. En Here, ek gaan definitief almal wat vir my vra om te vergewe te word, sal ek vergewe. So hou ek my verbinding met U sterk. Ek bly gehoorsaam aan U. Deur gehoorsaam te bly aan die Here, in elke dingetjie wat in ons pad kom, bly ons verbinding met die Here sterk. En sal ons gekonnekteer wees met goeie data. Dit is die Vader, God. So ek hoop in hierdie week is jou verbinding met Jesus baie sterk. Maak dit sterker. Gaan op jou knieë of gaan iewers stil en praat met Jesus en sê vir hom, Here, hier is ek weer. Hier is my hele hart. Ek het U lief, Here. Ek weet dat U my lief het, definitief. Maar ek kom sommer net in hernie hierdie verbinding met U. Ek het U lief. En Here, ek
sal en wil U volg met alles in my lewe. En as daar nou op die oomblik goed is waarmee ek sukkel om U te volg, Here, ek wil. My data is nog net bietjie min, maar ek weet ek is verbind met U almag en met U heerlikheid. En U sal die onmoontlike moontlik maak. U sal die wye boom vir my verplant. En natuurlik kan ons kom met enigiets na die Here toe wat binne sy wil is, wat in ons lewens is, en ons kan hom vra, ons kan weet dat God die onmoontlike doen. Ons is verbind met hom, en dit is ons geloof is in die Here, en in sy almag, en sy heerlikheid, en daarom is die onmoontlike moontlik vir ons as sy disippels. Mag jy glo, mag jy verbind bly, en mag Jesus sommer jou verbinding versterk vandag, en in hierdie week. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U ons fiberlyn is, ons data konneksie is, met die Vader, met die almag van God, en dat alles moontlik is waartoe U ons roep, Here, en wat U van ons vra in ons lewe. Ons kan dit doen, en ons is in staat daartoe, deur U wat vir ons die krag gee. Laat U naam verheerlik word in hierdie week en elkeen wat U dien en wat U liefhet. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geseënde dag vir julle elkeen.